Geliefdes, ja, goeienaand, wat 'n voorreg is dit weer om op hierdie blad weer Apostolic Voice na u te kom, op hierdie pragtige donderdag aand. Die lied sê, because he love, I can face tomorrow. So, sonder enige vertraging wil ek dan op verder gaan met my storie. En dit is deel 4 van hierdie gebeurtenis rondom die dood van my siblings en ook my ouers. 2020, 2022 onderskeidelik. Beloveds, vanmiddag het ek gestop by die gedeelte van waar my moeder afgesterf het, my broer sou dan nou nog steeds in die hospitaal wees. En die masjiene word afgesit die 25ste. En so 2:15 kry ons die boodskap by monde van sy vrou dat hy ook afgesterf het. Wat ek rondom hierdie sterfte wil sê is dat op ouderdom van 53 het hierdie man gedoen wat baie van ons ouergaarde nog nie gedoen het nie. He was just a person of faith. Hy was 'n man van geloof. Hy het nou nie teruggestaan vir geen uitdaging nie. En jy weet, in die algemeen was hy 'n man van baie min woorde. Gekwalifiseerde mens gewees, en hy het sy geselskap of die persoon of die mense met wie hy gesels het, of met wie hy gepraat het, of met wie hy gekommuun het, en met wie hy verhoudings gehad het. Dit was uitsoek mense gewees. Hy het nie met enigeen gepraat nie. En veral wanneer hy nie vir jou geken het nie. Dit was ook iemand wie, wanneer hy voor die Here, jy weet, ontbloot het, voor die Here gelê het en vir God se intervensie gevra het, dan het hy gemaklik 40 dae het hy gepas. En dit was vir hom nie 'n moeilike ding om te doen nie, because hy soos apostel Paulus wat sê, hy het hom beoefen daarin om homself voor God te bring. En wanneer hy uit die vasheid gekom het, dan het hy die evangelie gepreek soos mense dit wil hê nie. Maar ek lees hierdie gedeelte vandag. Jy weet, te midde van al die seer kry, ek gaan nou verder gaan. Te midde van al die hartseer, gee die Here op my daai moment, Jeremia 29 vers 11. Want ek moet iets verstaan. Hier by die huis is ons soos mense wat versla is, regtig waar versla. Ons het eens geweet wat is aan en wat is af nie. Op Kersfees toe ons die boodskap kry dat hy het afgesterwe, toe weet ons nie of ons nou moet eet en of ons nou nie moet eet nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Dit was 'n verskriklike ervaring.
wat ek geen mens sou aanwens nie. Om mense so na aan jou te verloor, en onthou vir die 2 jaar wat hy en sy vrou vervreemd van mekaar gewees het, was ons twee elke dag by mekaar. Nie dat ek nou na sy huis toe gegaan het nie, maar die gewoonte was dat hy uit die skool uit gekom het, dan het hy eers om gaan regmaak by die huis, en dan het hy so 'n bietjie van sy skoolwerk gedoen, want hy was nou weer terug in die onderwys gewees, en dan kom hy dan nou so later af, wanneer my maale nou die kos en so aangemaak het. Nou is hy hier by ons huis, en my ma het op 'n stadium vir hom gesê, nee man, jy wil nie worry, jy moet maar voel. En dan het hy maar agter na my toe gekom, en dan het ons twee maar nou gesels, en dan het hy nog vir my raad gevra. Ek is nou die jongste van tussen ons twee, en hy is eintlik my senior, en hier is hy nou by my om vir my raad te vra. Maar ek dank God dat die Here vir my baie goed geskool het in die evangelie en in die woord van die Here, en ek kon hom baie goedjies uitwys. En die een skrif wat ek vir hom altyd gegee het, was in Korintiërs, maar ek noem ek hom hierdie teks in Romeine 7 van vers in Romeine 7, en ek gaan net so 'n gedeelte daarvan lees, maar ek lees dit in Engels. Ek dink ek gaan dit in Afrikaans ook sommer lees, laat jy dit hoor, veral vir hulle wat nou Engels is. Ek gaan dit maar nou in Engels lees, en dit is uit die Message Translation uit, gaan ek dit lees, en ek gee hom hierdie woord for instance, a wife is legally tied to a husband while he lives. Nee? A wife is legally tied to his husband while he lives. But if he dies, she's free. If she lives with another man while her husband is living, she's obviously an adulteress. Okay? But if he dies, she is quite free to marry another man in good conscience with no one's disapproval. So my friends, this is something like what has taken place with you. When Christ died, he took that entire rule, dominated way of life down with him and left it in the tomb, leaving you free to marry a resurrection life and bear offspring of faith for God. Dit was die teks wat ek vir hom altyd gegee. Kom ek lees dit gou in die 33 vertaling. 83 vertaling verskoon. In Romeine 7. Romeine 7 die tweede vers. Kom ons lees, die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind, solank as hy lewe, en as haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet, wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy 'n ander man se vrou word, solank as haar man lewe, sal sy as egbreker of egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet en is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. Amen. So dit is die storie wat ek vir hom so in daardie tyd verduidelik het. En hy het dit so verstaan. En he would not have a problem not to marry again. Hy sal nooit hy probleem gehad het om nie weer te trou nie. Because hierdie was sy eerste keuse gewees, en hierdie keuse het hom nou so gedisappoint, dat hy nooit weer sou kyk na 'n ander vrou bygehou nie, of nooit nie. Dis wie my broer op die einde van die dag was. En hy stoot die aand toe weer weg. Daai tyd, en
gedurende die afsterwe van my suster en by die begrafnis, dis nou 'n week voor hy tot sterwe kom. Noem hy hierdie ding vir sy vrou. En hy sê vir haar, by in woestynagnis, die dood gaan ons twee skei. Hy sê die dood gaan ons twee skei, en dit gaan of ek wees, en dit gaan of jy wees. Amen. Maar die volgende sê, hy sê, hy bid dat die Here eerder maar vir hom sal vat, as wat die Here vir haar gaan vat, want as sy moet sterwe, is sy verlore. Dis die hart wat hy gehad het. Dis die hart wat hy gehad het. Amen. Dis hoe lief hy hierdie vrou was. Dis 'n vrou vir wie hy gepraat, luister, hy het vir hierdie vrou gesmeek en gesê, luister, kom huis toe. Kom tog huis toe, al slaap jy met 'n ander man, kom huis toe, daar, jou bed is nog altyd reg, ek sal jou net so terugvat. Dis die hart wat die man gehad het. Amen. En hierdie spesifieke Vrydag, Kersfees, 5 dae na die begrafnis van my suster, 3 dae na die dood van my ma, breek sy tyd aan. En soos ek gesê het, daar het 'n boodskap van heidenverre ingestroom vir dit wat die man was, die impak wat in mense se lewens gehad het. My geliefde broers en susters, die begrafnis is klaar van hom en my ma. En nou moet ons aangaan met die lewe. Soos ek gesê het, is my pa nou al gerecover van die hoe call jy dit, COVID. Ek dink een van die pastore op daai stadium by die begrafnis, Pastor Leon en sy vrou was ook gediagnoseer met COVID. Hulle is toe ook in recovery. My vrou haarself was 'n recovery van COVID. So die siekte was nog heeltemal lewendig gewees, maar God het bygehou die hele dier van COVID. Ons beweeg toe aan. Die seer is daar, maar ons het toe nie keuse nie, ons moet aanbeweeg. Ons moet nou kyk dat my pa uitgesond is, en hy is in 'n tyd, en hy wil niks omtrent van die Here weet nie, hy wil omtrent niks van kerk toe gaan weet nie, en al hierdie goed, maar in hierdie tyd waar hy toe ook in recover van die seer, onthou, hy sal in die werklikheid ooit nooit gerecover van die seer nie, want hy en my ma was soos eiertjie en beeltjie, hulle was onafskeidbaar gewees, en ek en my vrou laat maak toe vir my ma 'n steentjie, en ons sit in die tuin, van die wense was, as moet by 'n roosboom gesit word, en ons sit die steentjie daar, my pa bou toe sommer so 'n dingetjie daar so, en sit die steentjie daar op, en daai dag toe ons die onthulling doen, toe sien ek my pa se tyd gaan nie baie lank wees nie. Ek het gesien toe, hy's bewerig, hy's net nie meer homself nie. Want mense moet verstaan, as jy so lank met 'n persoon saamlewe, dan raak julle raak soos een. En dis nie te verniet dat die skrif sê, dat wanneer jy in huwelik gaan, dan word julle een nie. As die een 'n verlies het, ek weet nie hoe kry mense dit reg om weer te trou nie, wanneer jy die verlies het, en jy kom regtig waar van die altaar af, en net by God die ding beloof, as die persoon van jou weggaan, dan lyk dit 'n gedeelte van jou word van jou weggeskeer. En dit het ek nou met my eie oë gesien, ek het dit geervaar, en vir 'n hele jaar en paar maande, wat die Here hom nou nog, jy weet, kans gegee het om te lewe, en whatever hy moes doen, hy moes nou in daai tyd doen, wat hy ook so doen. En weet jy, sy kondisie gaan agteruit. Nie dat hy sieker word nie, maar hy rou, en hy kan dit nie ophou met rou nie. Ek en my vrou was toe al, jy weet, besig aan die stuur van hom, ons kyk nou na sy welstand, en
ons sorg dat hy eet en al die goed, en ons sorg dat hy skoon bly, ons sorg dat sy medikasies gegee word, ons sorg dat hy was baie lief vir boegewater. Ek wil mense tog aanspoor, weet jy, as jy gesond wil lewe, probeer boegewater drink. Amen. Ek is nou nie 'n boegewater drinker nie, maar in daai tyd het ek ook maar nou sulke totjies gedrink, en dit het my nogal goed gedoen. Van my pa het dit vir 6 maande, het hy sonder enige medikasie, net op boegewater gelewe. En weet jy wat? Sy gesondheid het so goed herstel, dat hy my op 'n stadium gesê het, luister, ek is besig om reg te kom. Julle moet nou pas op, julle sal nou moet pas op, en so aan. En die boegewater het hom vir 6 maande, het hy boegewater gedra. Die rede hoekom hy die boegewater gedrink het, hy het by die punt uitgekom, sy vrou is weg, sy maatjie is nie meer daar nie, en hy gaan ook nie meer moeite doen om gesond te wees, want sy het na hom gekyk, sy het gesorg dat hy dit eet, sy het gesorg dat hy daai eet, sy het gesorg dat sy pil op tyd is, en miskien het ons nou nie so getrou die goed so nagekom soos wat sy dit gedoen het nie. Amen. But we've tried our best. Ek dink my vrou het 'n geweldige goeie werk gedoen om vir hom, dit gemaklik vir hom te maak, as soos wat hy dit gehad het sy laaste tyd. En die tyd breek aan. Dit was nou dan die Kersfees, gaan ons studeer, want ons hou toe nie meer Kersfees nie. Want nou 2021, 2020 gaan ons deur. En 2021 kom, Kersfees. En die vermisting is, it was too overwhelming. Het was te veel. Want jy moet verstaan, dat wanneer mens so verlies ly, dan is het jy recover net nie. It is impossible. Jy herstel net nooit nie. Want die pyn van die verlies is te veel. En sy liggaam gaan agteruit, sy siektes gaan agteruit. Sy liggaam is hy is toe nou al 85, en die Here het hom goed uitgespaar. En sy siening was, hy gaan nie nog weer dokters sien vir pille nie, want hy het genoeg gehad. Hy het sy tyd deurgebring wat hy moes deurgebring, en vir my was dit baie moeilik. Onthou, dit was so 'n sterk man, 'n groot man, 'n man met geweldige potensiaal. Hy was 'n bouer, en in die evangelie was hy ook 'n bouer gewees. En dit was vir my 'n moeilike storie om te sien hoe sy liggaam agteruit gaan. Sometimes as hy die fit so gekry het, dan sien ek eers dat hy maar die siekte het die ou daarom kwaai gehad. Maar weet jy wat? Daai sy geloof onder daai fit. It was something to see. It was amazing to see the faith of somebody that have a relationship with God. Hy het 'n geweldige geloof gehad. En even onder daai fit, draai hy homself om op sy sy. En as hy daar bygekom het, dan is die eerste ding wat hy vra. Ek sal nooit vergeet die een keer wat hy so geval het, wat hy die fit kry. Dis nou voor die laaste keer wat hy geval het. Maar hy kry die fit, en hy kom toe by, en ek sê, papa, ons gaan nog kerk toe gaan. Ek bedoel, bid toe gaan, en so aan. Gaan papa ryp, dis nou Woensdag aand. En hy sê vir my, ja, waar is sy klere, hy moet saam gaan, hy moet kerk toe gaan. Ek sê, nee, dit kan ons nou nie waar wees nie. Papa dan nou net uit die fit uitgekom. Maar die geloof wat hy gehad het, was groot gewees. En sy tyd het ook aangebreek, en dit was toe nou dit. Maar kom ek sê vir die verskil tussen die verlies van
my suster, my ma en my broer. Dit was tyd, dit was hard. Geen mens kan normaal wees daarna nie. Ons het gekoop, ons het deur die ding gekom, maar die effek wat sy dood gehad het op my lewe was baie groot. Ek het gevoel soos iemand wat 'n deel van my verloor. En jy weet, ek moes 'n besluit maak rondom ministry, want ek het gesien dat ek gaan crazy raak. Ek gaan al die info wat op die verliese, die seer en die pyn wat hulle oor die afgelope jare nou deurgemaak het. Ek gaan nie nog kan handle nie. En ek maak die besluit. Ek sê Here, ek het nog kinders, ek het 'n vrou. Hierdie kinders moet nog hulle toekoms in die oë staar. Die kinders het raad nodig. Hierdie kinders het guidance nodig. En ek kan nie nou gaan en my vrou alleen los met hierdie verantwoordelikheid nie. En dis hoe ek met die Here praat. Hierdie kinders moet nog man vat en die moet nog vrou vat en al hierdie goed. En vir dit het hierdie kinders guidance nodig. En hulle het 'n geweldige, jy weet, my kinders het 'n geweldige vertroue in die raad wat ek gee. Hulle sal altyd aan my toe kom vir enigiets en vir my vra wat moet hulle volgende doen as hulle voor 'n kruispunt kom. En dit was die verhouding wat ons tot op vandag toe het. Dit maak my besluit. Want by my is dit, ek kan altyd weer teruggaan in ministry, want ek gaan nie weer my kinders kan guide as ek nie meer daar is nie. En dis vir my die belangrike ding. Ek moet syn bly, ek wil nie normalies opeindig nie, ek wil normaal kan dink, sodat ek my kinders kan help. Maar die pragtige ding van hierdie gebeurtenis, my liewe dierbares, sometimes verloor jy jouself in ministry, en jy verloor dit wat God eintlik vir jou gegee het. En die bediening waarin hy eintlik vir jou roep. Die klip van my pa word aan my oorhandig die dag van sy sterfte. En onmiddellik kom die gewig van die bediening weer op my liggaam. Dit was vir my 'n snaakse storie. En ek vat toe die klok en ek gaan toe aan. Ek gaan aan. But dit drein nog nie so heeltemal op my neer wat eintlik nog heiliglik gebeur nie. Ek weet ek verloor my pa, begrawe hom nou nie. Ons het nou besig met sy funeral. Maar daar gebeur iets, jy weet, met die oorhandiging van die klok, die weight van bediening wat op my lewe kom. En ek is toe daar, ons is toe daar weg, maar ons sit toe en ons kyk maar. Want ek het gesê, ek gaan eers terugstaan. En gedurende die hele tydperk, want dat ek nou nie aktief in bediening is nie, kom die bediening van die apostolic bediening heavy op my lewe neer. En dan word ek hier gevra om te bedien, dan word ek hier gevra om te bedien, dan word ek hier gevra om te bedien. En ek begin te verstaan wat die Here besig is om te doen. Dit is op Easter weekend 2022. Is ek in die voorhuis besig om met God te praat. Dit is die Vrydagoggend. Gewoonweg was dit vir die kerk, vir ons gemeente was dit Easter konferensies. Maar nou toe die kerk nou so uitmekaar uitskatte en die aktiwiteite van die kerk word baie minder, want die een breek weg en die ander breek weg, en gelukkig gebeur die goed toe hy nou nog lewe. Maar op 2022, die Easter weekend, kom ek die oggend vroeg, dit is hier Paasvol se kant, begin ek te praat met die Here. En ek gooi die klok
wat hy die laaste gedra het, my pa die laaste gedra het, gooi ek oor my hele liggaam. En terwyl ek by die stoel hier in die lewensarea, die voorhuis soos ons het nou noem, terwyl ek kniel op die een single setie, kniel ek en ek praat met God. Ek sê, Here, U het my tot dusver gedra. En daarvoor is ek baie dankbaar. Ek verstaan nou die plan, want as U wou gehad het dat ek moes sterwe gedurende daai tyd van COVID, en selfs agterna as gevolg van die verliese, want ek kon enige tyd selfmoord wil gaan pleeg het, want because it was too much. Ek kan enigiets met myself gaan doen het, want geen mens kan normaal bly na so 'n ervaring nie. En hierdie eenvoudige skrif kom na my toe. En dis wat die Here, ek lees dit vanaand vir u uit die boodskap vertaling. Dit was op 'n stadium my vrou se skrif vir die hele jaar. Maar vir my was daai moment, was dit vir my die deurslag, because I needed an answer van die Here af. En die teks sê, in die boodskap vertaling, ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Hoor wat sê volgende, ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur, en nie slegte goed nie. Hoor wat sê, ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Amen. Dit is wat die Here vanaand op daai stadium vir my gesê, en dit is wat die Here vanaand vir iemand ook wil sê. As jy by 'n punt gekom het waar jy nie meer weet wat om te maak nie, hoe om te reageer nie, jy het verliese gelei, jy het miskien 'n geliefde aan die dood afgestaan. Die Here sê vanaand vir jou, ek weet wat 'n gedagte ek vir julle het. Hy sê, ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur, maar nou wat van die geval waar jy verliese het? Die Here sê, ek beplan, ongeag dit wat jy deurmaak, goeie dinge, halleluja, en nie slegte goed met julle gebeur nie. Hy sê, ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Amen. Moenie dink dis all over and done with you nie. Nee. Moenie dink dit is verby met al jou swaar kry en al jou verliese en al jou moeilikheid en al jou storms. Nee. It is not over. Die boodskap van Josaphat. Halleluja, daar's 'n oorlog op pad. Daar's 'n gevaar wat gaan kom. Die Here sê vir hom, luister hier, deur monde van die profeet, ek weet, halleluja, die vrees is op jou, maar omdat jy jouself aan God oorgegee het, tesame met die volk, sê die Here vir Josaphat, this battle that you want to fight is not yours. Nou, ek wil vanaand vir iemand sê, hierdie oorlog behoort nie aan jou nie, hierdie stryd behoort nie aan jou nie, hierdie geveg wat jy het, behoort nie aan jou nie, hierdie uitdagings wat jy het, behoort nie aan jou nie, dit alles behoort aan die Here. My liewe dierbares, ek kom by die plek, even vir die afgelope 3 jaar, amen, geen activiteit, actief betrokke in ministry nie, maar intussen tyd het die Here my gebou, opgetel, karaktersterk gemaak, en selfs my familieverband was geheel. Dit is die mooie ding om te sien, wanneer jy sien hoe jou kinders vooruit gaan, en dit alle eer aan die Here. Amen. Dis waarom ek op 'n stadium gesê het, this coming year, 2026, is going to be an interesting year. Dit gaan 'n interessante jaar wees, waar ons God se hand weer gaan sien beweeg. Geliefdes, ek het aan die einde gekom van hierdie getuienis. Amen. Na elke hartseer breek daar weer 'n môre aan, waarin jy weer gaan jubel en gaan juig. Halleluja. So ons hou nie op vertrou nie. Ons raak nie moeg om te bid nie. Ons druk deur en ons wag vir God, vir die Here om vir ons weer deure oop te maak wat gesluit was,
om weer vir ons voorspoed te gee, om vir ons weer deursettingsvermoë te gee, because to God be the glory, great things He has done. Tot ons op 'n volgende geleentheid weer met mekaar gaan praat. Amen. Halleluja. Onthou na elke hartseer, breek daar weer 'n môre aan, waarin jy weer gaan jubel en gaan jy be glorified. Amen.